Verdien ek dit? Is dit fair? Uit van de schaduw, dat brengt mijn ziel. Uit van de schaduw, dat brengt mijn ziel. Die dag toe Jezus mijn ziel kon redden. Oh ja, uit van de schaduw. Oh, uit van de schaduw, dat brengt mijn ziel. Uit van de schaduw, dat brengt mijn ziel. Die dag toe Jezus mijn ziel kon redden. Oh ja, uit van de schaduw. Als ik het oh, uit van de schaduw. Better my soul, I understand. Better my soul, I got to Jesus, my soul correct. Oh, I understand. Halleluja. God is goed, duiwel is veel goed. Alright, hier is my question. Gaan sondags hemel toe? Ek het nie. Wie sê nie wil, ja. Gaan sondaars hemel toe. Hallo? Nee. Ja. Blou span een. Hoekom gaan sondaars in hemel toe nie? Wag, ek het my Bybel kry. Ek kon nie Facebook Bybel gebruik nie. Dan moet ek volgende jaar iets anders lieg. Romeine 5. Want toe ons nog swak was, vers 6, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Toe ons hoe was? Swak. Het Christus vir wie gesterf? Wat noem hulle ons? Goddeloses. Dis wat die staan. Ja. Want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige mens sterf, maar vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf, maar God
bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons sondaars was, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan nou. Wat is ons nou? Jy is nou weergebore uit die onverganklike bloed van Jesus. En as jy weergebore is, dan is jou gees een met die gees van God. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, hy wat Christus aanhang, is een in die gees met hom. 2 Korintiërs 3:17 sê, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Romeine 14 sê, 8:14 sê, hulle wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. 8 vers 9 sê, as jy die gees van Christus nie het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Dis die ding. Die oomblik wanneer Christus, wanneer jy deur die geloof geregverdig word. Hoe gebeur dit? Romeine 10:9 en 10, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding, maar met die hart glo ons tot geregtigheid. Wat soek God van jou as jy voor hom staan? Geregtigheid. God soek geregtigheid. Wie se geregtigheid? Kom ek help julle. Galasiërs 3:20, nou leef ek nie meer. Sy is dood. Maar wat ek nou leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Luister, God gebruik gebroke mense. God breek 'n man voordat hy hom optel. Brokenness is the fertile soil where faith flourishes the most. Brokenness. Want as jy nie weet wie jy was nie, en jy nie weet wie jy is nie, kan jy nie weet waar jy gaan nie. Dit is die hoofsaak. Dis hoekom Jesus in Johannes 13 die skrif sê hy het opgestaan, hy het van die tafel af, hy het die voorskoot aangesit en hy het die disippels se voete begin was. Die laagste werk op aarde. Hy stinkplakkies. Hy leer. Dit vrot. Die koning van die konings. Weet jy hoekom? Die skrif begin deur te sê, omdat hy wis dat sy uur gekom het en dat hy van die Vader uitgegaan het en weer na die Vader toe gaan. Hy het presies geweet waar kom ek vandaan en hy het presies geweet wie hy is. Dis hoekom toe die Fariseërs en die Sadduseërs toe hulle hom vloek of hom sê hy is Beelzebub. Hy het nie vir sy vader gesê, Vader, net so klein weerligstraaltjies, laat net hulle val staan uit, dat hulle kan weet wie sê. Ja. Al wat hy vir hulle gesê het is, julle doen my 'n oneer aan. Die koning van die konings, is die skepper van die hemel en die aarde, los in die arm. Hulle sê van my is Beelzebub. Wat beteken Beelzebub? Lord of the Flies. Weet jy wat sê hulle vir Jesus? Jy is die grootste brommer. Dis wat hulle vir hom sê. En al wat hy vir hulle sê is, julle doen my 'n oneer aan. En hy kon opstaan. Hy weet, ek gaan nou na my Vader toe, ek is op pad, hulle gaan my kruisig. Dan begin hy om die disippels se voete te was. En Petrus sê vir hom, Here, gaan nie my voete was? Hy sê nooit in die ewigheid, Here, sal nie my voete nie was nie. Jesus sê, as ek nie jou voete was, het jy die beel aan my. Hy sê, Here, nie net my voete nie, was alles. Was alles. You see, love is not a feeling. It's an act of your will.
Dis hoekom Jesus sê, as julle my lief het, in Johannes 14, 21 en 23, hy sê, as julle my lief het, en my gebooie bewaar, sal ek en my Vader na julle toe kom, en ons self aan julle openbaar. Wanneer? As julle my lief het. Hoe het julle my lief? Love is not a feeling. Hoe ek het u lief, Here, ek het u lief. No, it's an act of your will. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides in us still, and to all who will trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. We must trust and obey. Wat is die eerste ding wat jy doen? Om vir Jesus te wys, I will do an act of love. Bekeer julle en wie dit so geskree, daai was 'n groot revelation vir. Jy sien, because it's an act of your will. Want God soek nie mense wat in hulle eie krag dit probeer maak nie. No. God doesn't call the able, He enabled the called. Ja, daai gebrokenheid, daai verskriklike eensaamheid, daai tyd wat jy op jou knieë spandeer, wie wat jy voel, jy bid net teen die ceiling vas, niemand hoor jou nie. En jy weet nie of jy wil aanhou, of jy wil uithou, en jy wil ophou, jy wil net nie meer nie, jy wil net nie meer nie. Don't give up. Never give up. God bring jou by 'n plek wat jy moet sterf. You need to die to live. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit groei, dan dra dit veel vrug. God wil hê jy moet sterf in Christus, sodat Christus in jou kan lewe. Dis hoekom hy sê, as ons gedoop word, hy sê, reckon yourselves to be dead. How do you reckon yourself to be dead? Ek het baie daaroor gebonde. Want ek nou dink ek, okay, ek gaan hierdie oggend nou by die huis uit. Ek sê vir myself, ek is dood, mors dood. Ek gaan niks sonde doen. Ek is nog nie eens om die hoek nie. Hy ry die eerste kar voor my in. En ek het vir hom politely gewag. Nog voor my gejaag, en hy wys my vingertaal. Maar wat gebeur? Ek kom skielik agter. Ek is nie dood nie, want ek vingertaal terug. En dis die hemelse taal. Ek soek die klok onder die seat. Wat help dit? Ja? Wat help dit? En nou kom so 'n stemmetjie, jy sien. En hy stemmetjie kom sit net hier, so hoekom? Die woord van God, Hebreërs 4:12, is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, luister, in staat om tussen die siel, die gees en die liggaam te skei. En wat gebeur? Ek het af myself gesê ek is dood. Wat toe kom ek agter? Ek lewe weer. My God, wat moet? 'n man wat 2/3 van die boek geskryf het gesê, wat ek nie wil doen nie. Pragtig, dit doen ek. En wat ek wil doen, dit doen ek nie. Hy sê, daarom kom ek agter. Hy sê, die vlees is teen die gees. Hy sê, want met die gemoed wil ek die wil van God doen, maar met die vlees kan ek nie. Ek draai, kan nie. Jy sien? En Jesus sê vir ons, if you try, you die. How do you reckon yourself to be dead? Romans 6:11. Kom ek sê hier. 3 nails, 1 cross, forgiven. 3 nails, 1 cross, forgiven.
Die grootste reuse in die boek is deur die grootste seer en die grootste pyn. Ek dink aan Jeremia. Jeremia word genoem the weeping prophet. The weeping prophet. Jeremia word genoem the weeping prophet. Hoe sal jy daarvan gehou het om 50 jaar te preek, nie een bekeerling nie? Hy het die langste boek in die Bybel geskryf. Hy was in 'n put gegooi om dood te gaan. Hy was in 'n blok gesit. Sy eie mense het hom gevloek en geskree. Hy moes kaal rondloop ergens. Hoe sê dit gelyk het? Ja. Kyk na Josef. Josef het goddelike drome by die Here ontvang. Great drome. Hy vertel dit aan sy broers. Hulle haat hom. Sy pa het hom die liefste van almal. Hulle smyt hom in 'n put. Hulle verkoop hom aan die Egiptenaars as 'n slaaf. Jy sien, die put was nie die einde van die droom nie. Die put was die begin van die proses. Daai put het karakter in Josef gevorm. En toe in Potifar se huis is dit, hy kry net so 'n bietjie weer bevordering. Wragtig Potifar se vrou sê, daar is hy verlang in die tronk. Jare sit hy in die tronk. Hoe moes hy gedink het? Waar is God? Die Bybel sê nie God het om die tronk gepraat nie. Hy dink dit is dit nou dis nou my lot hier, hulle gaan my kop ook afkap, want die Egiptenare kap koppe af, left, right en center, papi. En hy dink, hoe, weet God dan nie van my nie? Hy het mos my die drome gegee, hy het mos met my gepraat, hy het mos my hierdie God gegee, hoekom is ek nou in hierdie put? Hoekom is ek in die tronk? En hoekom lieg hierdie vrou nog verragtig gesê dit ook? Verdien ek dit? Is dit fair? Wat van Dawid? Het jy geweet, Dawid was gesalf voor hy die fight met Goliat gehad het? Samuel het hom gesalf. En hulle het geweet, as Samuel praat, dan praat hy woorde van God. Hulle het geweet, want een van die generaals, ek dink die Aramiete het gesê, koning, daar is 'n profeet in Israel, wat vir jou kan sê, wat in jou binnekamer gebeur. Dis hoekom dit gebeur. Dis hoekom hulle nooit daar is waar ons hulle soek nie. Daai Samuel, hy salf vir Dawid as koning. Toe Dawid daar uitgaan, en hy check hierdie Filistyn, het hy geweet, Samuel het gesê, jy gaan koning word. Hy het die salwing van die Here gevoel, en weet jy wat, hy het 'n leeu doodgemaak, hy het 'n beer doodgemaak, hy het 'n lammetjie uit die leeu se bek uitgehaal, gaan try daai in die kreerwiltuin doen. Jy gaan die fight onthou. As 'n ander kat daai papi, jy speel nie met hom nie, sy put is groot, hy klap 'n buffel se nek af. Hoe het hy dit reg gekry? Samson, 1000 Filistyne, slaat hy met 'n eselskakkebeen dood, 'n vars een. Al het hy ouens opgelyn in 'n lyn, 1000 van hulle. As jy by 100 kom, is jy flou papi. Die sterkste op aarde gaan nie meer as 100 mense met 'n eselskakkebeen doodslaan. Ek beloof jou dit. But it's when the Spirit of the Lord takes hold. Maar die gees van God oor hom vaardig word. Hardloop Elia vir 'n kar en perde weg. Hy los vir Ahab deur agter. Om die waarheid te sê, die Bybel sê het nog omgedraai. En achteruit gaat ook, denk ik, so gauw waar, kom, gaat hy. Met sy rokkie en al. Ja. Dawid, 'n man na God se hart. Grootste deel van sy lewe was seer. Gaan lees die psalms. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hy skryf Psalm 22. Hy weet nie eens wat staan in Psalm 22 en Psalm 88. Die lied van 'n martelaar. Hy weet nie. Hy skryf van die derde persoon. Hy skryf van die kruisiging van Jesus. Hoe moes hy gedink het in sy hart? Hoe voel dit? Maar Handelinge sê Dawid was 'n profeet. En hy pyn. Sy eie seun wil hom doodmaak. Weet jy wat? Hulle werp hom uit. Hy moet saam met 300
Weet nie wat om te sê nie. Wat sal ons hulle noem? Daai mense was so wreed saam met wie hy was. Hy was so wreed dat hulle Dawid weerhou het om die tempel te bou. God het hom gesê, jy het te veel bloed in jou hande. Soveel mense het hulle doodgemaak. En God sê, Dawid, 'n man na my hart. Wat is die ding van Dawid? Toe hy die profeet na hom toe gestuur het, Nathan. En hy sê vir hom van die bokkie, en hy sê dit. En hy sê, wat moet met daai ou gedoen word? Hy sê, jy moet hom doodmaak. Nathan kyk hom en hy sê, Dawid, hier is daai man. Toe sê Dawid, laat my liewers val in die hande van God, by wie daar genade is, as in die hande van mense. Die hande van mense. En God het vir Dawid gehelp, tot op sy ou dag. God gaan Dawid nog help, in die millennium wat kom, gaan Dawid op 'n troon sit, en hy gaan heers. Right, hier is die ding. Hier kom sit die skeieregter, maar dis die woord arbiter daar in Hebreërs 4. Dis die woord skeieregter. Wat het nou gebeur? Hoekom het hierdie woorde hier uitgekom? Jy wil nou daai ou wat voor jou ingery het, jy wil hom nou klap gee, jy wil hom nou bykom. Jy wil iets aan hom doen. En weet jy wat dink jy nou vanaand as jy terugkom, of jou vrou iets gesê, of jou baas iets gesê, of jy het weer iets gedoen wat jy nie moes doen nie. En nou kom jy daar by die huis, wat sê die duiwel vir jou? Dink jy jy's 'n Christen? Huh? Dink jy jy's 'n Christen? En wat sê jy? Dis, dat weet jy nie. Ek gaan die Kaap bedien het. Ek het so week lang het ek bedien. Maandag maak ek 'n uitnodiging. Man, hulle kom heel die vloer nat hier voor. Vrydag, as ek weer 'n uitnodiging maak, daai selfe mense kom weer heel die hele vloer nat. Het ek die hele week verniet gepreek. Het niemand gehoor nie. Jakobus 1:25. Salig is hy wat diep kan insien in die volmaakte wet van die vryheid en bly by wat hy geleer het. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Die wat? Die volmaakte wet van vryheid, van die vryspraak. Wat beteken dit? Johannes 8:32. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So wat gebeur nou? Wanneer jy Here Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker met 'n wilskeuse aanneem. God ken jou hart. Wat doen die Heilige Gees dan? Sê weer. Waar maak hy jou vry? Het is belangrik dat jy dit weet. Jesus het gesê in Johannes 7:37, uit julle binneste sal vloei strome van lewende water. Dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sal ontvang. Heilige Gees was toe nog nie uitgestort. Wat doen die Heilige Gees die oomblik nadat Jesus gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, Gees uitgestort het? Wat gebeur met jou die oomblik wanneer jy Christus as jou verlosser en jou saligmaker aanneem en die Seun jou vrygemaak het? Beteken dit jy's nou bo sonde doen? Jy's nie meer 'n sondaar nie. Dit het ons mos nou in die begin vir mekaar gesê. Doen jy nog sonde? Ja. Vir hoe lank? Tot jy voor hom staan. Sonde is nie net wat jy doen nie. Sonde is wat jy dink jy gaan doen. Gelukkig het Jesus daarvoor ook gesterf. En Jesaja 53:5 sê hy, die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom. Hy het ons ongeregtighede op hom geneem. Wat is daai woord ongeregtighede in Hebreëus is avon. Wat is avon? Ein, vav, nun. Ein is 'n oog. Vav is 'n hak. Nun is 'n visie wat meerder word, wat kleintjies kry. 'n Karper.
Ein, oog, waf, hak, nun. Precies wat meer word. Wat's mooi. Wat jou oog aangehak het, gaan in jou hart een word. Verstaan julle? Wat jou oog aangehak het, gaan in jou hart neerword. Of jy 'n Christen is, of nie. Wat is die teenvoeter vir dit? Moenie in hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word in julle denke vernuwe. Wat sê hy? Begin anders dink, begin anders kyk, begin anders hoor, begin anders lees. Altenis, 'n ou wat aan drank verslaaf is. Dink jy, hy kan in die kroeg gaan sit en aanhou ons na die Here toe lei? Hallo? Hy speel in die reikwyte van die ketting van Satan. Daar's ander ouens vir daai job. Daai ou moet nie naby 'n kroeg kom nie. Hoekom nie? Wat sy oog sien, gaan in sy hart meer word. Dis net 'n rukkie, dan sit hy weer saam met hulle daar. Hoe weet ek dit? Was hy blink kassie van my? Wat het jy hom gesit? Nee, die hier sê. Ja, kyk gou hier. Ek is so jammer rooi is dit nie. Dis my boetie. Ek het hom laas week begrawe. Hy was ook hier. Wie wat het nooit die besluit geneem om te sê enough is enough. 5 paartjies sit op die dam. Een besluit hulle gaan inspring. Hoeveel sit op die wal? 4. Ja. 5. Hoekom? Hulle het nog net besluit. Wie sê jy nie? Jy kan hier sit vandag. As jou hart in rebellie is teenoor wat hier gebeur, you're not gonna change. Come on, man. You're not gonna change. Jy sê, is hy by die Here? For sure. Hoe weet ek dit? Want ek het hom net die ander kant na die Here toe gelei en ek het hom in die Vadervuur gedoop. Het hy gesukkel? For sure. Hoekom? Die keuses was nie reg. Die oes wat opgekom het op die land was altyd die verkeerde oes. En dit was nou 'n belangrike ding wat ek wil gesê het. Die oes kom op. Hoekom? God laat hom nie bespot nie. Net wat die mens saai. Jy gaan dit maai. Luister, dis 'n oes. Dis saad in en 'n saad uit. Dis garbage in, garbage uit. En dis wat ek vir julle wil gesê het. Daai woord avon, hy het ons ongeregtighede op hom geneem. Wat beteken dit? Jesus het nie net gesterf vir wat jy gedoen het nie. Hy het gesterf vir wat jy nog gaan doen. Halleluja! What a God, man! What a God! Hy het jou nie gered omdat hy geweet het jy gaan hierdie pad heilig en veilig loop tot op die einde nie. Hy het jou gered ten spyte van jouself. En almal van ons, if we are honest, ergens trap ons mis, ergens vat jy nie raak nie, ergens sê jy iets verkeerd, ergens doen jy iets verkeerd. En op die einde van die dag, dan moet ons repent. Wat is repent? In Grieks is die woord metanoia, die Griekse woord. Dit beteken to change your mind. Meta, after, noia, nous, thoughts. After, thoughts. Met ander woorde, hoe dink ek? You need to change your thoughts.